Hallo en welkom. Ons reis hierdie week saam met die twee disippels van Jesus op hulle pad van wanhoop na hoop. Ons het gister verken hoe daai pad baie keer begin deur met die Here oop en kwesbaar te gesels, te bid oor alles wat in ons hart gebeur. Lukas 24, 13 tot 35 vertel hoe nadat die twee met Jesus oor alles gepraat het wat hulle gesien en beleef het, hoe hy hulle na die skrifte toe neem. Lees saam met my wat toe gebeur. En hy sê vir hulle, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie. En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Nou ons twee vriende was geen vreemdelinge vir die skrifte nie. Om oor 'n Messias en oor die verlossing van Israel te praat, is sleuteltemas van die skrif. Die probleem is nie dat hulle die skrif nie geken het nie. Dit is eerder dat hulle gedink het waaroor die skrifte gaan. En dis ook dikwels ons probleem. Ons kan dink die skrif gaan oor ons, oor hoe ons meer suksesvol, gelukkig of goed kan word. En dis 'n moralistiese siening van die Bybel. Ons wil in beheer bly, en ons wil hê dat God moet ons lewens verbeter. Maar Jesus kom en hy nooi die twee op pad na Emmaus en hy nooi ons om op 'n ander manier na die skrif te kyk. Om na die skrif te kyk as die grootste en die beste storie wat nog ooit vertel is. Dat die Bybel alles na Jesus dui. Die teks sê Jesus het aan hulle uit die skrifte verduidelik. Hy begin by Moses en al die profete wat in die skrifte oor hom gesê is. So vir ons om te beweeg van wanhoop na hoop, lê die uitnodiging daarin om die skrif na te kyk deur die lens van Jesus. Want die hele Bybel gaan oor hom. Elke deel is oor hom. Ja, dit vertel stories van hoe God en die mens omgegaan het met mekaar, van die mens wat sondig is, wat dan geloof het en dan twyfel, en van God wat konstant bly in sy liefde en genade. Maar Jesus kom ook en hy gee vir ons die sleutel om die skrif te verstaan. En dis om na die skrif te kyk deur die lens van Jesus. En dit laat my dink aan die ikoon wat vir ons as 'n geloofsgemeenskap hier so belangrik is, die een van Jesus en sy vriend. Nou as jy daarna gaan kyk, aan die linkerkant sien jy die vriend Menas, en in sy hand is 'n baie klein boekrol. Soos Menas het ons baie keer 'n baie klein begrip van waaroor God se storie met ons gaan, waarvoor die skrif is. Maar dan in daai ikoon hou Jesus 'n groot boek vas. Hy het die hele storie. Hy is die hele storie. Nou dit is so maklik om in die struik te trap, om die Bybel te lees op 'n ek-gesentreerde manier. Dink byvoorbeeld aan die storie van Dawid en Goliat. Nou ons kan sê dat die les van Dawid en Goliat is dat hoe groter hulle is, hoe harder gaan hulle val. Of as jy net harder gaan probeer, meer glo, sal jy enigiets kan oorkom. En dis ook hoe ons kultuur kyk na hierdie storie. Dink maar aan hoe wanneer 'n klein sportspan teen 'n sterk, ryker span speel, dat die opskrifte dikwels sê dis 'n stryd tussen Dawid en Goliat. Maar die probleem met hierdie soort lees is dat dit die storie te klein maak. Ja, dis dalk inspirerend, maar dit gaan jou net so ver bring, want dit voed ons eie egos en die lewe werk dit nie so nie. Jesus sê die hele Bybel wys na hom. So as jy weer dink aan hierdie storie van Dawid en Goliat deur die lens van Jesus. Aan die een kant, Dawid was die kleinste van al die broers. Hy is die swakste. So God gebruik die swakste om te wys dat redding deur swakheid kom. Ons sien dit in Jesus, sy dood wat aangesien is as swakheid, daardeur kom oorwinning. Dawid gaan en hy veg alleen, hy veg namens die weermag. En as hy sou verloor, sou die hele weermag verloor, maar as hy wen, gaan die eer en die oorwinning aan die weermag. Kan jy sien, Dawid is Jesus. Het gaan alles oor hom, behalwe dat ons Dawid, Jesus, is groter. Hy gaan op teen die grootste reus, teen dood. Hy sterf, maar deur sy dood en opstanding is dit ons oorwinning. En daar gaan vir ons 'n hele wêreld oop.
As ons na die skrifte toe gaan, die Here vra om ons te wys en te leer om Jesus daarin raak te sien. Dan beweeg ons verby inspirasie of interessantheid. Ons gaan soos die Emmausgangers op 'n plek waar ons kan ervaar en sê, ons harte het brandend geraak. En dis wat gebeur wanneer ons vir God vra, om ons te wys hoe alles in die Bybel oor God gaan. Hoe die wet oor Jesus gaan en hoe hy dit vervul het. Hoe die tempel oor Jesus gaan, hy is die tempel. Elke held gaan oor Jesus, hy is die profeet agter elke profete. Hy is die priester agter alle priesters. En hy is die kern van elke storie. En kan ek jou nooi om, soos wat jy op hierdie reis van wanhoop na hoop gaan, om die skrif te lees deur die lewe, die dood en die opstanding van Jesus. Dit is baie belangrik hoe ons die skrif lees. Jy sal onthou, 'n geleerde kom eendag by Jesus en vra hom, wat moet hy doen om die ewige lewe te kry? En Jesus antwoord in 'n vraag, toe hy sê, hoe lees jy die skrif? So ek wil jou nooi, wanneer jy vandag stil word, neem 'n paar oomblikke om in kontak te kom, hoe jy met die Bybel omgaan. Sal jy dan met die Here praat, om jou te nooi, om jou die oë te gee, om hom daarin raak te sien. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord. Dankie vir u gees wat ons leer en wat ons lei. Here, dankie dat u storie altyd beter en groter is as ons verstaan. Here, ons vra dat u ons sal lei deur die Heilige Gees, om ons die oë te gee, om u op elke bladsy raak te sien. Here, verander ons harte, om brandend vir u te wees. Amen.